Liewe broer en suster, hartlik welkom in die naam van ons Here Jesus Christus. U en ek saam onder leiding van die Heilige Gees hier by mekaar met die Here se woord as allersentrum en daarom aan u elkeen en as hier gaste saam met ons is, ook aan u meer as welkom. 'n Mooi Sondag vir u toegewens. Die ander notas waarvan daar nie baie is nie, sal ek na die erediens aan julle voorhou. Met dankbaarheid en verwondering gaan ons toetree tot die troon van ons Here. Gedagtig aan die feit dat elke erediens 'n ontmoeting met hom is uit genade. Om ons hart en gemoed finaal in te stem, te fokus op wat hier gaan gebeur, gaan ons van Psalm 116 4 strofes sing. Wel die tosisberuiming en ook die kloeteomdigting, maak nie saak nie. Strofe 1 van Psalm 116 sing ons almal saam, die tweede, die susters, en dan die 5de strofe van die kloeteomdigting, die mans, en die 7de weer ons almal saam. Van harte, Psalm 116. Ons kniel in gebed. Vader,
in die hemel. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U aanneemlik wees. U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder met die loflied en woorde Psalm 100, al 4 die strofes. Ons sing dit met oorgawe, ons let op die woorde, ons verlustig ons in die blye evangelie en ook die musiekbegeleiding van die orgel. Psalm 100 staande en daarna neem jy weer u sitplek in. Saam doen ons met blydskap belydenis van ons geloof. En ek sê in ons hart en gemoed, maar ook met verstand en insig, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En as ons so belydenis doen, dan begeer ons elkeen om die Here se wet te hoor. Luister daarna, opgeskryf in Eksodus 20 op die ver terug bladsye van die Ou Testament, maar geskrywe asof dit vanoggend geskryf is, van toepassing,
tydgerig vir ons elkeen. En nadat ons die Here se wet aangehoor het, sing ons voor ons bid Strofe 34 en 36 van Psalm 119. Kom ons luister aandagtig. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid saam. Dankie Here dat ons lofliedere kan aanhef
Dankie vir die waarheidswoord ingeskryf deur die psalmdigter in Psalm 116, Psalm 100, Psalm 119 en dat dit ons dra elke dag. Gedagtig daaraan die Here dat ons kon sing, maar dit ook belydelend kon doen, dat U 'n eie volk vir U berei, 'n volk om U te dien en vrees. Die skape van U wy te wees. Dankie dat U ons God is. En niemand meer. Dat U regeer, dat U in beheer is. Dat U vir die mossie 'n nes gee. En vir die swaalkie. En vir ons die kroon van U skepping, ons vind rus by U altaar. Waar U vir ons 'n woning maak. En U ons koning ons bewaak. Seën ons in ons samesyn, in ons gemeenskap van die gelowiges, in mekaar raak te sien, met mekaar te praat, mekaar te bemoedig, maar saam stil voor U troon. Op heilige grond. En U te hoor praat in die prediking. En die skriflees. Voet en laaf ons, lei ons swakke skrede op die weg van ewige vrede. Ons gebed in afhanklikheid van U, ons gebed met vrymoedigheid onder leiding van die Heilige Gees, ons gebed in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus, en daarom ook te pleit, vergewe ons swakhede. Sien ons raak in genade. Amen. Ons blaai in die Here se woord, broer en suster, kinders, jong mense, na Johannes 10 en ons gaan die eerste 21 verse saam lees en by die lees daarvan te beleef hoe dat die Here in sy almag aan die woord is. Uit die 83 vertaling en ons fokus op vers 10 wat ek graag vir u nou voorlees. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Maar ek, sê Jesus, het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hoekom lees ek dit eerste? Omdat ek u wil terugneem na verlede Sondag se fokusvers. My beker loop oor. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons lees van vers 1 en die tekstema is: lewe die lewe wat Jesus gee. Dit is voluit anders. Dit verseker ek julle. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inkom, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder.
Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy of sy gered word. Hy of sy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het volmag om dit af te lê. En ek het volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende God. Liewe gemeente, liewe broer en suster, en baie spesifiek ook die kinders, die jong mense, ek wil so teen die einde van die Novemberkant van 2025, ja, u weet wat gaan ek sê, vir u 'n vraag vra. Ek wil vir u vra, so aan die einde kant van 2015, hoe het die jaar jou behandel? Andersom gevra, hoe behandel die lewe u? En nou weet jy, nou kan ons van mekaar sê nee, want ons is mekaar se broers en susters in Christus. Ons kan dit goedskik so reël, maar dis nie regtig die punt nie, dat ons vir u geleentheid kan gee om te sê.
En as party broers of susters praat, sal jy wou sê amen, wat 'n genade. Maar as party praat, gaan jy sê, hoe het jy gekom tot hier toe? Hoe behandel die lewe jou? Broer en suster, jong mens, ek vra, want Jesus het gesê, Johannes 10:10, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en die lewe, hier kom dit, in oorvloed. Onthou jy verlede Sondag, jy berei die tafel teenoor my teestanders, my hoof drup van olie, en toe ons teks, my beker loop oor. Jesus het gekom om aan u die lewe te gee, nie bietjie nie, maar in oorvloed. Dus kom nou weer daarby. Kom ek raak hier weer in persoon aan en vra, hoe gaan dit met u in die ou lewe? Want ons hoor dalk hierdie Johannes 10:10 woorde van Jesus, en ek bedoel dit nie lelik nie, ons hoor dit sonder om werklik te verstaan wat Jesus in hierdie vers sê binne die konteks van die voorgelese gedeelte. Ons hoor hierdie teks, maar ons verstaan dalk nie dat die Here Jesus hiermee vir ons sê, staan nader my kind, ek wil hande vol lewe vir jou uitdeel verniet. Daarom, wat presies bedoel die Here Jesus wanneer hy sê hy het gekom om die lewe te gee en dit in oorvloed? Die lewe in oorvloed. Ek wil sê, dis baie meer as 'n gedagte of 'n leerstuk. Is nie 'n stuk dogmatiek nie, nie dat die dogmatiek iets meer verkeerd is. Maar Johannes 10:10 moet 'n werklikheid wees in jou lewe. Dis die punt. Dit moet 'n aanvoelbare werklikheid wees, omdat u en ek hom toelaat, ooreenkomstig Johannes 10, om u herder te wees. Want jy sien, dit is so, baie mense dink, ek bewerk my lewe. Ek bewerk die vreugde. Ek gee inhoud aan my bestaan. En dis nie noodwendig verkeerd. Maar leef jy 'n lewe in volheid, 'n lewe wat oorloop. So leer die Griekse teks, die Griekse woord. En nou weet jy, as 'n glas oorloop, is daar soveel water in as wat dit kan hou, en dan die res loop oor. Daarom, die Here wil u soveel ware lewe gee as wat u kan vat.
Met ander woorde, hy wil meer as genoeg gee, sodat u kan sê, ek kom niks kort nie, niks is daar wat my ontbreek nie, my beker loop oor die lewe. Of het jy vanoggend opgestaan en gesê, nog 'n dag, kom ons gaan nou maar kerk toe, dalk sê Pieter iets wat my weer optel, of hoe ook al. En dan gaan ons maar weer aan. Die lewe. Sien dit so, die wynstok wat in die lood lewe gee, met ander woorde, die lewe waarvan in Johannes 10 sprake is 'n lewe wat u en ek nie bewerk nie. Dis 'n lewe wat ons ontvang. Kan ek dit so sê, die Here Jesus bedoel eintlik, dis die lewe, God se lewe. Sou u lewe so beskryf? Ek lewe God se lewe. Dink 'n bietjie. Want ek word uit God gebore en die lewe wat ons ontvang is die innerlike krag, hoor nou mooi, om iets te laat gebeur. Dis belangrik, broer en suster. Ons Here Jesus bedoel nie 'n lewe in sy volheid, dat u en ek tot oorlopends toe net gelukkig is, en alles werk reg, en niks is verkeerd nie, en ons is gesond. Dit ook. Maar die lewe wat hy gee, is 'n innerlike krag, wat iets laat gebeur. As jy in die kantoor instap môre, gebeur daar iets. As jy brandstof ingooi hier in Pretoria en jy betaal die pompjoggie, dan gebeur daar iets. As jy met jou kind praat, dan gebeur daar iets. As mense jou sien, en hoor mooi wat ek sê, en ek sê dit met versigtigheid, dan moet hulle kan sê, ek dink die Here Jesus was so. Verstaan jy wat is 'n lewe in sy volheid? Daar kom 'n dinamika. En ek beteken iets, nie net vir onsself nie, maar ons beteken iets vir ander. Ons beteken iets vir die kerk. Ons beteken iets vir hierdie land waarin ons woon. Leef u so 'n lewe? Wat ek bedoel is, dink so daaraan, gooi 'n klip. En jy kan hoe hard gooi, daar waar die klip loop lê. Daar lê. Maar plant 'n saadjie in die grond en iets gebeur.
En so is 'n lewe in volheid, dat u en ek spreekwoordelik saadjies plant. En daar gebeur iets. Die saadjie vorm 'n wortel, dit groei, dit dra vrug. Dit is 'n lewe in oorvloed. Dit is so anders as wat ons jaar na jaar in hierdie tyd hoor. Is nog net 3 of 4 dae, dan sluit die kantoor. Dankie tog. Is nog net 'n paar dae, dan sluit die skool. Ek weet nie hoe het ek deur hierdie jaar gekom nie. Hoor, ek. En dan jaag ons almal see toe. Is u lewe 'n lewe waarvan u en ek kan sê, daar gebeur iets. Want hoor, eietyds gesê ons teks, Jesus het gekom sodat u lewe kan floreer. U weet wat beteken floreer. Is dit die lewe? Of het die weggekwyn? Want ek wil sê, broer en suster kinders, het u geweet, sielkundiges praat dese dae van wat die grootste geestesgesondheidsprobleem van ons tyd kan wees. En, kom ek sê dit sommer vinnig, dis toe nie depressie nie. Dis toe nie angstigheid. Wat is dit? Dis wegkwyning. Omdat mense die vermoë om te floreer verloor het. Lewe u of kwyn u weg? Want om weg te kwyn is die toestand van iemand wat dalk nog kan, hoor mooi, funksioneer. Ek daag 8 uur by die werk op, getrou soos altyd, en 4 uur per dag ek funksioneer. Maar ek het hoop en betekenis verloor. Dis wat dit beteken om weg te kwyn. Dis die afwesigheid van geestelike en emosionele lewenskrag. Om weg te kwyn, broer en suster, meer algemeen gesê, beteken om in 'n doodloopstraat te kom. Om innerlik dood te voel. Om nie te floreer nie. Om so bietjie te lewe. In plaas van in oorvloed. En tereg, en ek haal dit aan en ek leen dit by iemand wat by geleentheid gesê het, hoor 'n bietjie broer en suster kinders, hy sê die grootste vrees vir my is dat wanneer ek die dag sterf, ek sal ontdek dat ek nooit gelewe het nie.
Hoor jy wat sê die man? En dan hoor die goeie herder sê, ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. Jy moet dit glo. En 'n mens floreer wanneer jou gees gewortel is in en gevorm word deur die gees van God. Daarom, broer en suster, kom ons steek hand in eie boesem. Kwyn ek weg of floreer ek? Want die lewe wat Jesus gee, het hom sy lewe gekos. Hy het bewustelik gesterf sodat u en ek bewustelik mag lewe. Jesus wat aan u die lewe gegee het, voorkom dat 'n mens soms wonder, is dit nie moeite werd? Moet ek nog tyd spandeer? Ek het nie meer 'n droom nie. Die lewe wat Jesus gee, sal voorkom dat u vra, wat het van my droom geword? Kind van God, ek gee vir jou Johannes 10 vers 10 aan, en ek vra, glo wat geskrywe staan daar, en lewe die lewe wat die lewende God vir jou bedoel het om te lewe. Amen. Kom ons dank sê. Skenk aan ons die lewe, Vader in die hemel, in die tyd en ook in die ewigheid. Lei ons onder leiding van u Gees om opnuut weer in die laatheid van die jaar na ons lewe te kyk met u woord in ons hand en ons knieë geknak en gebed. Want tot u kan ons roep en vra, hoekom lewe ek? En ons sal hoor, jy lewe my kind, omdat ek jou liefhet. Omdat ek my lewe in jou lewe oorgeplant het. En toe die graf in is, maar daaruit opgestaan het. Lei ons Here in hierdie besondere tyd laat hierdie advent en Kerstyd anders wees. Laat daar iets gebeur. Omdat ons elkeen ons roeping volvoer. En dankie Here dat ons soos verlede Sondag kan bely, ons bekers loop oor. En jy's dan almal saam te smeek dat die kinders saam met ons elkeen dit sal verstaan.
Dat ons nie Here hande vol lewe wil kom gryp en dan verdwyn nie. Seën U kerk. En ook die Pretoria streek van gereformeerde kerke wat Dinsdag in 'n meerdere vergadering byeenkom. Seën Here die verkiesing van die moderaam en werk saam met ons deur 'n agenda. Sodat dit kan lewe bring. Lei ons om aan mekaar te dink en diep in te kyk, sover as wat dit menslik moontlik is, ook in die lewe en hart van 'n medebroer en 'n medesuster. Lei ons Here om te bemoedig, lei ons om behulpsaam te wees, lei ons om beskikbaar te wees, sodat daar iets kan gebeur ook in iemand anders se lewe, omdat U ons koning is. Lei die moedelose. Hou die hand van die swartgallige mens vas. Omarm hom of haar wat twyfel in hulle self. Gee genade vir die treurende en vrede vir ons almal. In werksomstandigheid, in die stad of in die platteland, op kantoor of in die lande, as ons die ploeg diep insteek, sodat die mense kos kan hê. Seën die kinders, Here, wat uitsien na die vakansie. Dankie dat hulle hard gewerk het. Skenk ons die lewe wat totaal en al anders is as om net asem te haal. Ons gebed uit genade voor U troon, in die naam van die goeie herder wat sy lewe vir sy skape aflê, ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons gaan staan en lied 184, strofe 1, 2, 3 en 4 hartlik saam sing, daarna die seën van die Here uit genade, en dan ons amen lied vanoggend, skrifbruiming 1, 2 se tweede strofe, en dan vra ek dat U net weer die sitplek inneem vir 2 of 3 afkondigings. Lied 184.
ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal al julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Kruik sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Susters en broers, soos wat dit die gebruik is by ons in die Montana Poort gemeente, fokus ons ook altyd op ons kinders en veral die dooplidmaat. En as Nika van Rensburg en haar ouers dalk in die moederskamer is, kan sy na vore kom. Anders sal ons 'n ander keer daaraan aandag gee. En Christian Bosch, kom Boeta, hy het nou al verjaar. Maar kyk net hoe groot word hy. En dit is sulke manne soos jy, Christian, wat ons in die kerk van die Here nodig het, hoor. Jy moet lekker verjaar, ons hoop jy het lekker verjaar, en 'n oom Dominee moet sê, jy moet in hierdie vakansie, jy het gedink ek gaan sê stout wees, soet wees. Sal jy? Is dit 'n belofte? En dan Willem Libbe, Junior, want sy pappa, kyk net broers en susters, oor 'n tyd het hy nie alleen gestap nie, nê. Kyk wat gebeur hierso. En kyk wat het hy in sy hand. Jy moet agterom kom, liefie ding. Hier's baie trappe, hoor. Jy moet vir hom Dominee 'n huisbak insit. Sal jy? Dankie grootste kind, is dit vir my? Is dit myne? En daar is jou 'n lekker verjaar, nou net nie val hier by dit. Ons is baie trots op jou. En ek hoor jy het jou swemeksamen deurgekom. Was dit lekker? Ja. Is die tannie wat jou leer hier? Of nie? Jy moet bietjie kyk, hoor. Right. Soet wees, hoor, net nie val nie, hoor. Is jy reg? Die pappas en mammas wat seentjies het, ek beloof julle, 'n mens kry hulle groot. Dis bietjie van 'n proses. Nee Willem, Choppie, jou pa sal daarvan kan getuig, nee. Het hy ooit gedink hy gaan jou groot kry? Kyk hierdie man hier voor, hoe groot is hy nou al? Sy pappa en mamma het hom ook groot gekry, nee. Sterkte. Broers en susters, hartlik uitgenooi vir tee en koffie. Hierna, onder die afdak, maak gebruik van hierdie geleentheid. Moenie te haastig vertrek nie. Dan ook hartlik uitgenooi na vanaand se aandediens 17:30 en die inleidende sin ooreenkomstig die 8ste gebod in leerprediking. Vanaand begin ons die preek met steel jy? Steel jy? En ek, kom luister saam na wat die Here sê. Dan hou ons aan die gemeente voorbiddend, nadat ons as skribaat en nou ook die kerkraad daaroor gehandel het,
as ouderling vir die gemeente broeder Johan Myntjies. Ons gebed is dat hy die roeping van die Here sal oorweeg op sy knieë en dat ons wag op sy antwoord. Die offergawe, as u dit kan afdra, vanoggend vir die kerkkas hier plaaslik, vanaand ook. Jou voorbidding vir die streeksinode Pretoria, wat Dinsdag by die Gereformeerde Kerk Waterkloof-Randse kerkgebou in sitting is. Die Klasses Transmagalies het verskeie broers afgevaardig daarheen, uit die Montana Poortgemeente ekself en ouderling Tenis van Staden. Regtig op die knieë te lewe vir hierdie meerdere vergadering. En dan broer en suster, neem ek dit terug en daarmee is ons klaar, dan gaan ons huis toe. Ek het vanoggend vir u gevra, hoe behandel die lewe jou? In simpatie. Dink ons in hulle afwesigheid, hulle het verskoning aangebied aan broeder Pieter en suster Louise Kreur. Hulle seun, sy jongste seun, is onverwags oorlede. Omdat hy op 30-jarige leeftyd nie meer kans gesien het. Sien nie my vraag. Is nie sommer net, die dominee het gevra, wat maak die lewe met my nie? As die lewe 'n mens so boelie, dat jy op 30-jarige leeftyd nie meer kan verder gaan nie. Hierdie jong broeder is getroud vir 7 jaar reeds en hulle het nie kindertjies nie. Dink ook aan sy weduwee en aan sy pappa en mamma en oupa en ouma. As julle broeder Pieter of Louise 'n luitjie kan gee, sal dit wonderlik wees. Dankie broer en suster, kom ons bid vir hierdie oupa en ouma. As ons self, Vader in die hemel, die lewe elke dag moet vat en deurwerk, dan kniel ons diep en laag. En ons dra Pieter en Louise op hulle ou dag tot by u voete. Vir hierdie kind waarvoor hulle so lief was. En vir wie dit en met wie dit ooglopend so goed gegaan het. Pleit ons dat U hulle sal troos. In unieke omstandighede. En dat die broeder Pierre en sy vrou, die papa en mamma van die jong man, en sy boetie, en sy weduwee, sal het opkyk. En dat ons almal vir Pieter en Louise sal sê, ons verstaan. Want ons lewe ook. Wees hulle genadig en hoor ons gebed voor ons uit mekaar gaan. Om Jesus ontwil. Amen.